Môre, dis Sondag die 5de April en dis Opstanningssondag. En vandag wil ek jou wys hoe God se kalender tot op die dag presies werk. Ons lees vandag saam met 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 en Lukas 24 vers 1 tot 6. En die titel van ons dagstukkie is Die Eerste Garwe. Terwyl die vrouens vroegoggend in die donker na die graf stap, gebeur iets in die tempel. Die priesters is al reeds besig. Hulle het die nag tevore die eerste garsgarwe in die Kidron-vallei uitgetrek. Die mooiste, rypste garwe wat hulle kon kry. En nou, met sonopkoms, swaai die priesters hierdie eerste garwe voor die aangesig van die Here. Dit is die fees van die eerstelinge. In Hebreëus is dit Yom HaBikurim. God het hierdie fees reeds by Sinaï ingestel, 1500 jaar voor hierdie Sondag. Die eerste garwe wat voor die Here geswaai word. Dit is nie die volle oes nie, dit is die belofte van die volle oes wat nog kom. Die eersteling beweeg en die volle oes volg. En terwyl die einste priesters die garwe swaai, is die graf leeg. Jesus het opgestaan op die presiese dag en die presiese uur van die fees van eerstelinge. Paulus verstaan dit, hy skryf in 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou is Christus opgewek uit die dode en hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Die lam sterf op Pasga, die liggaam rus op die groot Sabbat en die eersteling staan op die fees van eerstelinge. God se kalender het nie 'n dag te vroeg of te laat gewerk nie, maar hier is die murg vir hierdie Sondag. Paulus skryf, eers Christus die eersteling, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Jesus se opstanding is nie net 'n wonderwerk nie, dit is God se belofte, sy persoonlike waarborg, dat almal wat aan hom behoort, ook sal opstaan. Die leë graf is nie net goeie nuus vir Jesus nie, dis 'n goeie nuus vir my en jou. Romeine 8 vers 11 sê dit so, dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in jou. Die oes het begin, jy is deel van daardie oes. Kom laat ons saam bid. Here onsse God, U is die God van die ewige kalender en die oes. Dankie dat U seun op die presiese dag opgestaan het, wat U 1000 jaar tevore reeds aangewys het. Dankie dat die leë graf nie net 'n historiese gebeurtenis is nie, maar U persoonlike belofte aan ons, dat ons ook sal opstaan. Laat die krag van die opstanding nie net iets wees wat ons bely nie, maar iets wees wat ons leef elke dag in elke omstandigheid. En waar ons dalk vanoggend nog in ons eie heilige Saterdag vassit en wag, in pyn, in onsekerheid, herinner ons dat die eersteling reeds opgestaan het en dat die oes U sin is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As Jesus die eersteling is, die eerste beweging van 'n groter oes, hoe leef jy vanoggend as iemand wat deel is van daardie oes? Onthou, hy het opgestaan, hy het werklik opgestaan. Ek hoop jy het 'n geseënde Opstanningssondag.